Goeiedag en baie welkom by Tabernadui se aanlyn diens. Vandag hanteer ons die laaste in ons reeks intentioneel. Ons het begin Oujaarsdag om te sê, ons moet in 2026 intentioneel kies om ja te sê vir wat reg is, nee te sê vir wat verkeerd is. Dis elke dag 'n besluit wat ek moet maak as die duiwel my probeer verlei, en as die Heilige Gees met my praat. Toe het ons gesê, ons moet intentionele bly mense wees. Blydskap is 'n keuse. Dit word nie beïnvloed deur eksterne goed nie. Geluk dalk, maar blydskap is inherent deel van my, omdat ek God se kind is. Kies om 'n bly mens te wees. Toe het ons gesê, ons moet intentioneel kies om mense om ons te waardeer. Selfs daai ou wat so skuurpapier aan my skuur in my werksplek of in die familie. Kom ons waardeer mense intentioneel en verstaan, God is met hulle besig. Laasweek het ons gesê, ons moet intentioneel kies om onsself te gee. My tyd, my geld, my gawes, my talente, my besittings, soos wat God dit van my vra. En as ek dit doen, maak ek 'n belegging in die ewigheid. Vandag sluit ons af, en by Tabernadui noem ons dit Visie Sondag, om intentioneel te sê, hierdie is wat ons gaan doen in 2026. Ek kies om Jesus te gehoorsaam. Dis 'n keuse wat jy maak, elke dag van jou lewe. So, deur die kerkgeskiedenis, het mense dikwels wegbeweeg van God se plan met kerk. Byvoorbeeld die Romeinse kerk, waar Christene nie eers 'n Bybel mag gelees het nie, net die priesters. Nou aan die begin van die vorige eeu, het daar herlewing gekom, toe God weer soos aan die begin, daai Pinksterdag waarvan ons lees in Handelinge 2, sy gees kom uitstort het. Die vroeë AGS is meestal gelei deur gewone mense, deur sogenoemde nie pastore nie, deur sogenoemde broers. Hulle het hulle broers genoem. Dit was gewone mense wat 'n ander professie gevolg het, en hulle het die kerke gelei, nie die pastore nie. Nou in die laaste 50 jaar of wat, het die kerk, ek wil amper sê ongelukkig, weer al hoe meer daarin beweeg. Dat nie noodwendig die predikante nie, en hulle is ook skuldig, maar dat mense predikante soort van op troontjies begin plaas het. En die gewone mense, as daar so iets is, het gevoel dis die predikante se werk. Nou kom ons luister weer na Jesus se sogenaamde groot opdrag. Hierdie opdrag, nie as jy 'n pastoor of 'n dominee of 'n rabbi of 'n priester is nie. Hierdie groot opdrag aan alle gelowiges, nie predikante nie. Jy ken dit goed, maar kom ek lees dit vir jou. Matteus 28:19. Gaan dan, maak al die nasies my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het, en weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. So, as ek jou vanoggend vra, glo jy dat die Bybel woord van God is? Gaan jy sê ja. Maar as jy dit glo, dan moet jy glo dat hier met jou gepraat word. Nie net by die kerk in Hebreë nie net by die predikante en die ouderlinge nie. God praat met jou. Hy sê vir jou, gaan maak 'n disipel. En as jy hom gemaak het, dan doop jy hom en dan leer jy hom verder. Dis God wat dit sê. Dis Jesus wat dit sê. Die vraag is jy gehoorsaam in hierdie opdrag? Om hemel toe gaan, is nie die enigste doel hoekom hy jou siel gered het nie. Om groot kerke te bou en goeie programme voor te hou, is nie die hoofdoel met jou lewe nie. Hy stuur ons om disippels te maak. Disippels word nie per ongeluk gemaak nie. Dit gebeur intentioneel. Nou hierdie woord intentioneel verstaan ons almal, maar ek dink daaraan terwyl ek voorberei, as kind het ons die woordjie aspris gebruik. As daar hierdie sibling rivalry was, dan het sussie by haar ma gekom en gesê, hy het my seer gemaak. Dan sê die ma, dit was seker 'n ongeluk. Dan sê sy, nee, dit was aspris gewees. Nou, ek wil hierdie woordjie aspris hier ingooi vandag. Jy gaan nie per ongeluk disippels maak nie, jy moet dit aspris maak. Dit moet deel van jou lewe word, om iewers 'n invloed in iemand anders se lewe te hê. Jesus is vir ons die beste voorbeeld. Alles wat hy met mense gedoen het, was altyd intentioneel. Jesus
as al die individue uit die skare uit kom, hy kies net 'n paar van hulle. So as dit by die skare kom, dan is hy doelgerig en doelbewus met hulle besig. Hy weet God is aan die werk. Wat kan ons by Jesus leer rakende intentionele disippelskap? Wat 'n ou bietjie uit die skare uitvat soos Jesus. Doelgerig, doelbewus, iets in hulle lewens belê. So hier's die eerste ding wat ons moet op ag slaan. Jesus roep mense intentioneel na hom toe. Vers 13 van Markus 3 sê, hierna het Jesus teen die berg opgegaan en die na hom toe geroep wat hy by hom wou hê, en hulle het na hom toe gekom. Jesus het nooit lukraak iemand geroep nie. Hy het altyd 'n agenda gehad. Hy het 'n plan gehad. Lank voordat hy sy publieke bediening begin, met ander woorde die preke en die wonderwerke, dan roep hy mense na hom toe. Hy roep hulle op hulle name, en dan moet hulle 'n besluit maak om hom te volg. Disippelskap begin altyd met 'n uitnodiging. Nou weer eens, as jy glo dat die Bybel waar is, moet jy erken dat hy jou ook doelbewus na hom toe geroep het. Die dag toe jy jou lewe vir hom gegee het. Nie net om kerk toe te kom nie, nie net om eendag hemel toe te gaan nie. En kom ons sê dit, nie een van die oorspronklike 12 wat hy geroep het, was noodwendig ideale kandidaate nie. Hulle was 'n klomp vissermanne, daar was 'n tollenaar, daar was 'n seloot, met ander woorde 'n aktivis, gewone mense. Geen teologiese opleiding nie. Hy kies hulle nie omdat hulle gereed was nie, maar omdat hy bereid was om saam met hulle te stap, soos die Vader van hom verwag het. So, het jy ja gesê toe hy jou geroep het? Het jy jou lewe vir Jesus gegee? En die opvolgvraag sou wees, is jy bereid om saam met 'n ander gebroke, onperfekte mens 'n pad te loop, soos wat of die Here of 'n ander mens met jou geloop het? Wie gaan jy in 2026 doelbewus nooi om hulle nader aan jou te trek, sodat hulle nader aan Jesus kan kom, dat jy hulle nader aan die Here kan belê? Hier's punt nommer 2. Jesus belê intentioneel in mense. Vers 14 van Markus 3. Hy het die 12 gekies om gereeld by hom te wees en hulle apostels genoem. Hy wou hulle stuur om te gaan preek. Die ou vertaling sê, sodat hulle saam met hom kon wees. Let wel, saam met hom kon wees. Een van die kragtigste frases in die Bybel ten opsigte van disippelskap. Sodat hulle by hom kon wees. Voor hy hulle uitstuur, het hy hulle genooi om by hom te wees. Disippelskap gaan nie net oor die oordrag van inligting nie. Dit gaan meer oor die vorming van lewens. Daar's 'n Engelse sêwoord wat sê, a lot of faith stuff is caught, not taught. Die disippels het nie net na Jesus se preke geluister nie. Hulle het gekyk hoe hy leef. Hulle het gesien hoe hy bid. Hulle het gesien hoe hy mense hanteer. Hoe hy die kritiek van mense verduur. Hulle het sy geloof in die Vader gesien, hoe hy die Vader vertrou. Hulle het in geloof geleer om hom te vertrou. Lank voordat hulle alles verstaan het wat hy probeer leer het. Lering is baie belangrik. Dis so belangrik dat daar wel 'n oordrag van kennis sal plaasvind. Maar disippelskap kan nie beperk word tot groot klasse en kursusse wat ons by die kerk aanbied nie. Jy kan die teologie oor vergifnis vir iemand anders leer, maar hulle leer vergifnis as hulle jou sien lewe, as hulle jou sien vergewe. Jy kan lering gee oor gebed, maar mense leer bid wanneer hulle jou hoor bid. Paulus verstaan hierdie beginsel as hy sê in 1 Korintiërs 11, wees my navolger soos ek dit ook van Christus is. Jesus het sy disippels in gewone alledaagse oomblikke gevorm, wanneer hulle saam gestap het,
wanneer hulle saam geëet het, wanneer hulle saam vis gevang het, wanneer hulle saam in storms beland het. Disippelskap het gebeur terwyl die lewe gebeur het. Van Jesus se grootste leeroomblikke was nie beplande preke op Sondae nie, maar dit was eintlik tydens die sogenaamde onderbrekings in die lewe. 'n vraag van 'n omstander, 'n regstelling van 'n verkeerde stelling wat iemand maak, bewys van genade en liefde. Intentionele disippelskap gebeur wanneer ons die alledaagse, amper as heilige grond begin sien. By 'n braai, langs die rugbyveld, by die werk, in algemene gesprekke. Disippelskap is nie noodwendig altyd formeel nie, maar dis altyd opsetlik. Dis altyd intentioneel. Vra jouself af, wie het toegang tot my lewe? Nie net tot my woorde nie. En nou daag ek jou weer by hierdie punt ook uit. Het jy al iemand in gedagte? As jy met die Here praat, gaan die Here vir jou 'n naam gee of 2 name gee, met wie jy in 2026 bietjie meer tyd gaan spandeer. En hulle toelaat om nader aan jou te kom, om te sien hoe jy lewe. Want God het gesê, jy moet 'n disipel maak. Hier is die 3de punt. Jesus stuur mense ook intentioneel. Verder in Markus 3 vers 14 sê hy, en hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek, en magte hê om siekes te genees en duiwels uit te dryf. Nou disippelskap eindig nie by die naby wees nie. Dit beweeg altyd na 'n sending, na 'n mission, 'n opdrag, 'n taak. Jesus spandeer 3 jaar met sy disippels, maar dan moet hulle gaan toepas wat hulle by hom geleer het. Tyd saam met Jesus lei altyd tot 'n missie vir Jesus. Hierdie is baie belangrik. As jy nie intentioneel gehoorsaam is aan Jesus se opdrag om disippels te maak nie, sal dit lei na geestelike gemaksigtigheid, 'n verbruikersmentaliteit. En ongelukkig uiteindelik in ongeloof. Na 3 jaar stuur Jesus hulle om te preek, om te dien, om te genees, om die duisternis te konfronteer. Hoe lank stap jy al 'n pad saam met Jesus? En hoeveel mense het jy al gedisipel? Jesus het intentioneel individue in die skare geïdentifiseer, hulle na hom toe geroep, en toe in hulle belê, en hulle toegestuur. Hulle het gegroei van nuuskierige toeskouers, verbruikers, na medewerkers in die koninkryk. As jy die lewensveranderende krag en genade van Jesus beleef het, het jy die verantwoordelikheid om ander mense te disipel. Vra vir die Heilige Gees om aan jou te openbaar wie dit is in jou invloedskring, dalk 'n vriend, dalk 'n familielid, dalk 'n broer of suster by die kerk wat nog baba Christen is, wat jy moet roep en uitnooi en sê, kom bietjie nader aan my, ek wil bietjie met jou pad stap, ek wil eenmal 'n week saam met jou koffie drink, en dan wil ek bietjie met jou begin deel. Iemand in wie se lewe jy jou lewe kan belê. Sal jy vandag intentioneel kies om gehoorsaam te wees aan Jesus se opdrag as hy vir jou as sy gelowige sê, gaan maak 'n disipel. Mag 2026 so 'n jaar wees waar elkeen van u wat na my luister, intentioneel ja sê vir 'n opdrag van God en begin om mense se lewens te beïnvloed. Kom ons bid. Here, u het gepraat en ons moet luister. En ek praat vir myself. Dankie Heilige Gees dat u dit vir my duidelik maak. Wie's die man of 2 manne of 3 manne met wie ek hierdie jare pad moet loop? Wie ek my lewe moet belê. En ek bid dit vir elkeen wat hierna luister, dat u dit vir ons duidelik maak. 'n Vrou vir 'n vrou, 'n man vir 'n man, met wie ons kan tyd spandeer, om vir 'n ander man te wys, dis hoe ek met my vrou praat, dis hoe ek bid, dis hoe ek druk situasies hanteer. Vir 'n vrou om vir 'n ander vrou te sê, dis hoe 'n kind van die Here behoort op te tree teenoor haar man en haar kinders, en teenoor die Here. Dankie dat u vir ons help, om ja te sê vir Jesus se opdrag, intentioneel disipelmakers te wees. Ons bid dit in u kosbare naam. Amen.